boodskap wil ek met jou oor 'n baie interessante onderwerp, baie kragtige onderwerp praat, en dit is die geloof om berge te skuif. En ons skrifgedeelte kom uit Markus 11 vers 20 tot 24 en ek lees dit vir ons in die 2020 vertaling. Toe hulle vroegoggend daar verbygaan, het hulle die vyeboom gesien, verdor tot in sy wortels. Petrus het onthou en sê vir hom, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdor. Jesus antwoord hulle toe, julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. Wat 'n kragtige stelling oor geloof. Maar ons kan nie hierdie stelling loslees van dit wat voor hierdie stelling en na hierdie stelling gebeur nie. So kom ek bring jou in die storie in. 2 dae voor Jesus hierdie stelling maak, ry Jesus Jerusalem binne op 'n donkie. Die mense roep uit, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Jesus kom na Jerusalem toe as die ware koning van die Jode. Hy kom nie op 'n perd nie, want hy kom nie met oorlog na Jerusalem toe nie. Hy kom op 'n donkie om vrede vir sy stad te bring. En wanneer hy in Jerusalem is, mors hy nie tyd nie. Hy gaan reguit na die tempel toe. Markus 11 vers 11 sê vir ons, Jesus het in Jerusalem die tempelterrein binne gegaan en nadat hy na alles rondom hom gekyk het, het hy, omdat dit reeds aand was, na Betanië vertrek met die 12. Let asseblief op dat Markus vir ons sê, let op hierdie woorde, nadat hy, dis Jesus, na alles rondom hom gekyk het. Markus sê pertinent vir ons, toe Jesus op die tempelterrein is, dat hy na alles rondom hom gekyk het. Nou die tempelterrein het uit 'n hele kompleks van geboue bestaan. Daar was die tempel self, die heiligdom, omring deur bygeboue. Daar was onder andere 'n indrukwekkende pilaargang gewees. So Jesus is nie binne in die tempel nie. Hy staan buite die tempel, maar hy's op die tempelterrein. En hy kyk na alles rondom hom. Wat sien Jesus? Hy sien mense wat offerdiere verkoop. As iemand van ver af kom na die tempel toe om te kom offer, het hy nie nodig gehad om die bul of die ram wat hy wou offer, al die pad saam te bring nie. Hy kon 'n ram of 'n bul hier op die tempelterrein kom koop. Natuurlik teen buitensporige pryse. Jesus sien duiweverkopers, arme mense wat nie 'n ram of 'n bul kon bekostig, kon vir hulle self 'n duif koop om te offer. Natuurlik ook teen buitensporige pryse vir 'n duif. Jesus sien geldwisselaars. Hulle het die silwermuntstukke verskaf wat die mense nodig gehad het om tempelbelasting te betaal. Maar hulle verskaf hierdie silwermuntstukke natuurlik teen buitensporige kommissie. Jesus sien ook mense wat allerhande goed oor die tempelterrein dra. En omdat hulle goed dra, vat hulle sommer kort pad hier oor die
tempelterrein en hulle steur hulle nie aan die wet wat vereis dat enige artikel wat op die tempelterrein kom vooraf eers volgens voorskrif gereinig moes word nie. So hulle bring onrein artikels op die tempelterrein en ontheilig sodoende die plek waar God aanbid moet word. Jesus staan op die tempelterrein en hy kyk na alles rondom hom. Waarna soek hy? Wat wou Jesus sien? Hy wou die vrug van Israel se geloof in God sien. Maar wat sien hy? In plaas van 'n huis van gebed, die vrug van Israel se geloof, in plaas van 'n huis van gebed, sien hy 'n spilonk, 'n rower spilonk. In plaas van die vrug van Israel se geloof, sien hy mense wat hulle godsdiens omskep het in 'n geldmaak besigheid. En hierdie is 'n aanklag teen almal wat in ons tyd die naam van die Here misbruik om geld mee te maak. Nadat Jesus na alles gekyk het op die tempelterrein, omdat dit reeds aand was, vertrek hy en sy disippels na die dorpie Betanië om daar te oornag. Betanië, die dorpie bestaan vandag nog steeds, net 'n ander naam, maar die dorpie is so plus minus, net so bietjie meer as 2 kilometer van Jerusalem af, net aan die ander kant van die Olyfberg. Die volgende môre, op pad terug na Jerusalem toe, word Jesus honger. En van ver af sien hy 'n vyeboom en hy merk op dat hierdie vyeboom vol blare is. Was nog nie regtig die seisoen vir vye nie, maar omdat hierdie boom so vol blare was, het dit die indruk geskep dat daar moontlik al 'n paar vye aan die boom kon wees. Daarom, toe Jesus by die boom kom, vind hy dit vreemd dat hierdie boom so vol blare is, maar dat daar nie een enkele vy aan hierdie boom is nie. En dan praat Jesus met die vyeboom en hy vervloek die vyeboom. Mag niemand ooit tot in ewigheid weer van jou 'n vrug af eet nie. Hier gaan iets meer aan as bloot net 'n boom wat vervloek word. Hier is iets meer aan die gang. Hierdie vyeboom stel iets voor. As ons in die Ou Testament oor vyebome lees, die vyebome het altyd die vrede en die voorspoed van God se seën op Israel voorgestel. En wanneer 'n vyeboom verdroog het, die blare verdroog het, dan was dit 'n teken van God se oordeel gewees oor Israel. Ons lees byvoorbeeld in Jeremia 8 vers 13, waar God 'n oordeel uitspreek oor Israel en vir hulle sê, ek gaan hulle, die Jode, Judea of Israel, ek gaan hulle beslis wegvat, is die uitspraak van die Here. Daar sal geen vye aan die vyebome wees nie, en die blare sal verdor. Die vorige dag het Jesus op die tempelterrein gestaan, en hy het na alles rondom hom gekyk. Waarna het Jesus gesoek? Wat wou hy hê? Hy het gesoek na die vrug van Israel se geloof. Die vrug van Israel se geloof. Maar wat sien hy? Net blare. Nie 'n enkele vrug nie.
Menslik gesproke kan ons sê, God is honger. Die Here ons God honger na die vrug van ons geloof in hom. Nie net blare nie, maar die vrug van ons geloof in hom. En net soos wat Jesus oomblikke terug, of net 'n rukkie gelede, die vyeboom vervloek het. Dis baie kras, né, om iets te vervloek. Nadat Jesus die vyeboom vervloek het, het hy en sy disippels weer in Jerusalem aangekom en weer reguit na die tempel toe. En net soos wat hy die vyeboom so pas vervloek het, en dis kras optrede, tree Jesus nou net so kras hier op die tempelterrein op. Hy jaag die verkopers van die tempelterrein af. Hy gooi die geldwisselaars se tafels om. Hy stop die mense wat allerhande goed oor die tempelterrein dra. En sy kras optrede ontsluit die vloek van die Here oor Israel se geloof, voorgestel deur die tempel. Jy moet onthou dat die tempel is die hartklop, die hart van Israel se geloof gewees. Die tempel simboliseer vir ons die geloof van Israel, en Jesus se kras, net soos wat hy die vyeboom so pas vervloek het, en dit is kras optrede was, kom hy op die tempelterrein en hy tree kras op, en sy optrede ontsluit 'n vloek oor Israel se geloof, voorgestel deur die tempel, 'n geloof wat net blare geproduseer het, sonder een enkele vrug. En dan oornag Jesus en die disippels weer in Betanië. En die volgende môre vroeg, op pad terug na die tempel toe, merk die disippels op dat die vyeboom tot in sy wortels verdroog. Die blare is droog, alles is droog tot in sy wortel in. En Petrus onthou, dis die boom, dieselfde boom wat Jesus die vorige dag vervloek het. En dan praat Jesus met sy disippels en sê vir hulle in vers 22 en 23, julle moet geloof in God hê. Nie geloof wat net blare dra nie, geloof wat vrug dra. Julle moet geloof in God hê. Amen. Ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Dink aan 'n vyeboom. In hierdie vers praat Jesus van 'n berg. Vyeboom is maar klein teen 'n berg. Hoeveel vyebome kan daar nie op 'n berg groei nie, selfs 'n heuwel. Hoeveel vyebome kan daar nie op 'n heuwel groei nie. Vyeboom is maar klein teen 'n berg. Deur die geloof het Jesus die vyeboom vervloek en dit het verdroog. Deur dieselfde geloof, sê Jesus, sal ons vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en dit sal gebeur. En dit sal gebeur. Dieselfde geloof. Nou, daar's kenners, Bybelkenners wat reken, wanneer Jesus praat van hierdie berg, dat hy verwys na die Olyfberg, en die see verwys hy na die Dooie See. Die Dooie See was so rondom 25, of is so rondom 25 kilometer van die Olyfberg af.
Met ander woorde is Jesus sê, deur die geloof sal ons vir hierdie berg, dan is dit die Olyfberg, sê, hef jy op en werp jouself in die see, dan is die see, die dooie see, omtrent 25 kilometer van die Olyfberg af. Maar ek dink nie, dat Jesus hier verwys na die Olyfberg nie. Hoekom sê ek so? Omdat hierdie hele gedeelte gaan oor die tempel. Dis of Jesus is op die tempelterrein, of hy is op pad na die tempel toe, of hy is besig om weg te gaan van die tempel af. Maar alles gaan oor die tempel. En die tempel het op 'n berg gestaan. Hierdie berg staan bekend as die Tempelberg. In die Ou Testament leer ons hierdie berg ken as die berg van die Here. En per geleentheid in die psalms sal die psalmskrywer praat van die berg van die Here. Alles sal wankel, maar die berg van die Here sal stewig staan. Die Tempelberg is nie die hoogste punt in Jerusalem nie. Berg Sion is hoër. Die Olyfberg is nog hoër. Maar hoewel dit nie die hoogste punt is nie, is dit die mees prominente punt in Jerusalem, omdat die tempel op hierdie berg staan. Die fokuspunt van die hele Jerusalem is die Tempelberg, met die tempel daarop. En deur die geloof het Jesus die vyeboom vervloek, wat net blare gedra het. En dit het verdroog. En deur dieselfde geloof ontsluit Jesus se kras optrede, die vloek van God oor die tempel. En plus minus 35 jaar later is die tempel verwoes tot in die grond in. En tot vandag toe is die tempel nooit weer herbou nie. Dis 'n boom waaraan God nooit ooit weer vrug sal soek nie. Wat leer dit alles ons oor geloof? Eerstens, my geloof in God deur sy geliefde seun Jesus Christus is organies. Met ander woorde, dis iets wat in my hart groei en dis iets wat vrug produseer in my lewe. En die Here stel intens belang in die vrug wat my geloof produseer. Tweedens, daar is geloof wat nie organies is nie, maar 'n gawe van die Gees is. 'n charis. In die Grieks praat hulle van charis. 'n charis van die Gees is. Met ander woorde, charismatiese geloof. 1 Korintiërs 12 gee Paulus vir ons 'n lys van gawes van die Gees. Hy praat van gawes van gesondmaking, gawe van kragte, die gawe van om in tale te praat, uitleg van tale, profesie, woord van kennis, woord van wysheid. Maar dan in vers 8 skryf Paulus oor geloof en hy praat van geloof as 'n gawe van die Gees. Hy sê aan een geloof deur dieselfde Gees, die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat 'n charis gee van genesing, is dieselfde Gees wat ook 'n charis van geloof gee. En dan net die volgende hoofstuk, 1 Korintiërs 13, wat ons ken as die hoofstukkie oor die liefde, begin Paulus weer by die gawes. Hy sê al praat ek mense en engele tale. Daardie engele tale is die vermoë om in tale te praat
deur die Heilige Gees. Dis 'n gawe van die Gees. Maar dan in vers 3 sê hy, en al het ek geloof om berge te kan verskuif. En hy praat hier van die geloof as 'n gawe van die Gees, as 'n charis. Hy sê, al het ek geloof om berge te verskuif. Jy sien, organiese geloof produseer vrug. Charismatiese geloof laat goed gebeur. Organiese geloof produseer die vrug van die liefde. Liefde vir God, liefde vir my medemens. Charismatiese geloof kan berge laat skuif. Maar dit is nie die charismatiese geloof wat goed laat gebeur, wat berge kan laat skuif, wat van my iets maak nie. Dit is die organiese geloof wat liefde in my produseer, wat van my iets maak. En jy moet verstaan dat charismatiese geloof is nie iets wat ek en jy elke dag van ons lewens het nie. Dit kom sporadies, soos wat die Heilige Gees dit aan ons gee. Maar organiese geloof moet ons elke dag van ons lewens hê. Geloof wat die vrug van die liefde produseer. Die Here onse God stel intens belang in die vrug wat van ons geloof, die vrug van liefde in ons lewens. Derdens, charismatiese geloof stel my in staat om te doen wat God doen. Hoe het God geskep? Hy het geskep deur 'n woord te spreek. Hebreërs 11 vers 3 in the Passion Translation sê, faith empowers us to see, hier is die belangrike deel, that the universe was created and beautifully coordinated by the power of God's words. He spoke, and the invisible realm gave birth to all that is seen. God het gepraat, God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Het jy opgelet dat in ons geleesde gedeelte Jesus praat met die vyeboom? Mag niemand tot in ewigheid ooit weer 'n vrug van jou af eet nie. Hy praat met die vyeboom. En Jesus sê vir ons sal vir hierdie berg sê, lig jouself op en werp jouself in die see. En nou is dit baie interessant. Ons skrifgedeelte, Markus 11, vers 22, sê Jesus, en dit is deel van ons skrifgedeelte wat ons gelees het, hy sê, julle moet geloof in God hê. Maar weet jy wat staan daar in die Grieks? Letterlik. En ek het dit gaan bevestig in die Grieks. Daar staan letterlik, julle moet God se geloof hê. Julle moet God se geloof hê. So charismatiese geloof is wanneer die Heilige Gees vir ons iets van God se geloof gee in 'n oomblik. En wanneer dit gebeur, kan ek doen wat God doen. Ek kan praat met die berg, ek kan vir die berg sê, lig jouself op en werp jouself in die see en dit sal gebeur. Ek hoop jy verstaan dit. Jy kan met jou omstandighede praat en dit sal gebeur. Soos wat jy gesê het, dit sal gebeur. Op grond van die geloof
wat jou in staat stel om te doen wat God doen. God spreek en dit kom tot stand. Vierdens, daar is 'n tydsverloop. Matteus vertel vir ons dieselfde verhaal waar Jesus die vyeboom vervloek het en in Matteus se weergawe het die vyeboom onmiddellik verdroog. Maar Markus is baie lank voor Matteus geskryf. En hier in Markus se weergawe lees ons dat Jesus die vyeboom vervloek het en is eers die volgende dag gewees wat die disippels opgemerk het dat die vyeboom verdroog het. Daar was 'n tydsverloop. Die tempel op die Tempelberg is eers 34 jaar later verwoes. Maar dit het gebeur. Die berg, die tempel, is feitelik letterlik opgelig en in die see gegooi. 'n Boom waarin God nooit weer vrug sal gaan soek nie. So, jy moet verstaan, charismatiese geloof as 'n gawe van die Gees, stel my in staat om te doen wat God doen, maar dit beteken nie dit gebeur onmiddellik nie. Maar is 'n geloof wat hier binne in my is, wat sê ek weet, dat ek weet, dit sal gebeur. Ek het geen twyfel nie, daar's geen huiwering binne in my nie. Ek weet, dit sal gebeur, al vat dit 'n jaar, al vat dit 6 jaar, al vat dit 7 jaar, dit sal gebeur. Terloops, dit is presies hoe dit werk in genesing ook. Genesing, goddelike genesing, is dikwels nie onmiddellik nie. As 'n genesing onmiddellik is dit 'n wonderwerk. Nie noodwendige genesing nie. 'n Genesing is iets wat tyd neem. Ons bid nou vir jou, maar die genesing realiseer in sy volheid dalk eers 3-4 dae later. So ons moet dit net altyd verstaan, dat daar is dikwels 'n tydsverloop. En dan laastens, charismatiese geloof, die geloof wat berge kan skuif, kom dikwels wanneer ons 'n situasie in ons lewens in gebed deur worstel, totdat die Here vir ons 'n woord gee. En daai geloof, die charismatiese geloof, kom dikwels saam met die woord wat die Here vir ons gee. En skielik spring hierdie geloof in my hart op. En ek weet, dat wat die Here gesê het, sal gebeur. En wat ek sê, stem ooreen met wat God sê. En my omstandigheid sal skuif. Die berg sal opgelig word en in die see gegooi word. Dinge gaan verander soos wat die Here vir my gesê het. Dit sal gebeur. Mag die Here jou en my help, dat ons elke dag van ons lewens organiese geloof in God sal hê. Geloof, ware geloof, wat nie net blare produseer nie, maar die vrug waarna God honger. En mag ek en jy ook die Here per geleentheid vasgryp in ons omstandigheid wat moeilik is. Daar's dalk 'n berg in jou lewe wat moet skuif en jy moet dit deurworstel. Worstel dit deur tot die Here vir jou 'n woord gee. En jy sal sien hoe spring daai geloof in jou op. Die geloof wat 'n berg kan skuif. Amen.